Ik kijk naar het. Ja, Here, antwoord my hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê te vrou, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom, laat my skape by. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê, en daardie aangedui deur wat so bloot Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Hoe het die Here nie met sy kunstenaarshande die lewe van Petrus verander nie? Dit is die moeite werd om dit verwyder wys. Aanvanklik was Petrus 'n man van uiterlike sukses. Hy is groot van gestalte, het 'n groot kennis van die siele en visvangs, en hy was groot invloed op die vissers van Kapernaum. Maar in die skool moet hy weet dat krag van binne belangriker is as krag van buite. Dat indien hy innerlik val, uiterlike krag nie help nie. Petrus moes weet dat sy gebaande kennis beperk is en dat hy sy eie lewe kon regmaak, soos wat hy stikkende visnette reggemaak het. Hy kon net sowel 'n moddervloer met seep en water beheerskap. Die groot lewenskunstenaar alleen kon sy lewe regmaak. Sy leierskapsmoedigheid en oorheerste vermoë moes verander word om van hom 'n voetewasser te maak. Hy moes volgeling word, terwyl hy altyd 'n invloedryke leier was. Soos 'n ras-egte perd, moes hy ingeleer word, voordat die meester hom kon gebruik. Petrus was inderdaad, ten spyte van sy uiterlike krag, 'n man van groot innerlike swakheid. Toe Christus praat van lyding en dood, dans hy terug. Met die groot visvang besef hy met angs sy sondigheid en pleit hy dat die Here van hom af moet weggaan. Hy impulsief op die water wil loop, vergeet sy vermoë en moes die meester hom red. By die hek van Getsemane vlug hy saam met die ander. In Caiaphas se agterplaas verloon hy sy Here met bevloek. Toe Petrus versien word egter groot moontlikhede. Hy bely sy liefde vir sy meester en hy kry die oproep. Volg jy my. Huiwerend, maar gehoorsaam, begin hy die pad van ware disipelskap loop. Petrus gehoorsaam sy marsbevele, sy lewensopdrag. Maar wat van my vandag? Wat gaan ons daarmee doen? Ons leser saam. Here Jesus, ons onthou dat U vir ons gesterf het, maar dat die graf nie kon hou nie. Ons onthou hoe stralend teruggegaan het na die Vader in die hemel. Ons glo dat U in glorie na ons sal terugkeer. En alhoewel ons die sedert die hemel gaan, nie met ons oë kan sien, weet ons dat U op 'n wonderlike wyse deur U Gees steeds by ons is. Dankie dat U vir ons in U woord die belofte nagelaat het, dat U al die dae met ons sal wees, totdat U terugkom. Dankie dat ons daar aan U kan dink as ons getroue Vader,
wat ons nooit verlaat nie, nooit in steek laat nie, geduldig na ons vreugdes en vrese luister. Here, maak dit 'n werklikheid in ons lewens. Leer ons om na U te kom as ons bang, te teleurgesteld en gefrustreerd is, maar ook om te kom dankie sê wanneer geluk ons voor hom kom, hoop in ons opvlam, of U vrede ons sal. Here, hoe kan ons ooit ons dankbaarheid verhoor, dat U nou reeds deur U Gees in ons bly, en dat ons ewig by U sal woon. Ons loof U Vader, Seun en Heilige Gees, wat regeer as die drie enige God, vir altyd en altyd. Amen. Baie welkom aan almal van u. Ons wil graag weer terugneem na kinderjare. Die kerk het anders gelyk as nou. Ons wil die wys van kerk hou en gewoontes in die kerk en tradisies van altyd plaasgevind het. En jou die kerk te raak, klere dra, verander het. Ons moet graag uit met 'n oop gemoed, rustig agteroor te sit, te kyk en te luister en dit te geniet. Broers en susters, die AGV bied aan die groot opdrag. Die waar aarde aan die Here dan verander, liefste ek adres van vrees, 'n projek opgetrek en kerk toe te gaan. En dan kom hier op van wandel. En sy op pad kerk toe. Maar sy lyk as so van stap bietjie toe. Maar so, en wie ons nou maar as dit moet hier daar. Maar weet dat dit so kan werk. Ai. Dit is net te sê dat teruggaan 20 jaar in die jy weet daai tyd in ons maas van eintlik aangetrek het. Hulle het ons kerk gekom met netjiese hoede en goeie skoene met skykous in die handsak oor die arm en met handskoentjies. Daai het almal vir kerk gaan. Maar dan sê jy moet nie maak nie reg met die kerk nie. Hulle het alles geskryf. Ek moet sê wat lees. Ek is nou nie meer so baie jong nie. Maar ek sien eerder die jong mense in die kerk met hulle lewensvolle teerkraal as dit op die straat en nooit die kerk nie. Ek sê baie sakietjie. Ek het gesê dat ek As jy kyk, daar's 'n mikrofoontjie en daar's 'n videokamera. As hy rooi dan die sport kakker die jongers. En hoe die ouens hulle kan maar nou baie
die predikante het geweet hoe om aan te trek vir die Here. Met strik dat sien, weet die voor op die bord met 'n pragtige voorval, wat mooi netjies gepas het by die predikant. Hier wat vandag se predikant trek hier en op die op klere. Dit was so waar, die preek sonder baie. Dit was. Want dan my nie dit vroeg genoeg tot die kerk. As ek nog jare gelede, nooit kom, wat nie kon lees nie. Maar dan moet die Here sê, die Here van my is hier met voorstel. Ek moet dat ek dit storie. Maar jy het gemeente waar kom te doen. Jy begin nie met daar raak nie. En die Here gemeente dan vervul vandag. Hierdie kom ons aan die kondag nie. Wat dit interessant, ek wil kyk net mekaar. Hy wou sê om sin alsal gesam 1:9. Kyk toe sê gemeente om sin alsal gesam 1:9. Ja, al die daar in die kerk wat ingestap het. Die konsistorie aanstaan die wetmaker op. En die sin die toetrede, die dood die spreek die seën, en dan sê die gemeente word. Maar die onder die wet is, daar is skuldbelijdenis, die word gesin. Dan kom die geloofsbelijdenis, met dan en dan begin die predikant eers met sê. Ja, en na die diens, dan stap ek die Jakobsbos met hulle snappies, hulle connecte snappies na die Here en daar volg hulle die connecte. Next ander, het die Jakobs van huis tot huis en hulle bly buite geloop en gaan volunteer en maandeliks offergawe vir die kerk van God. En hier is dit baie moeilik geraak vir die Jakobs. En alweer van die huis tot die stad. En dit wil gemaak word dat die tyd agter wat dit ook is ja, om van huis tot huis te gaan. Vertel in dat as jy dit nie van die aan sien jy alles. En verlang jy na die dag, baie gemeentes nog 'n kerkklok gehad het, met 'n lang tou oor die koste en strek om die klok te laat lui. Jy is ja, dat hulle heel oor die tone, 'n bandjie of 'n bandspeler installeer, wat die koste moes aanskakel. En dan is dit verlang dat dit die dood op die oor die jette. Para mense ook nie al wat met daai kerkklok gebeur het. Daarom dis baie vertel. Ek het dit ook baie gesien aan. Die baadjie woorde, die woord tone van verander.
En because there is no rapport en yes, hulle streek wil aanskakel toe weer gaan oor die hele dorp. En op 'n dag, die mos lekker jeans begin dra, met langer rugge hare begin rondloop. Vermoed, sy geweer, die ou weer dat dit prominent geword het. Ek op 'n dag, met die modes in die kerk, wat toe heerlik verander. Daar was eers hoede en pakke pere in die kerk, maar die so ongelooflik oudtyds nie. Maar sy begin dasse dra, kerkrokke en dan korter geword. Hoede was netjies, maar weer prytig. Kommetjies, mooi rondte, en die vrouens het self buite op handskoene gedra. Ouder mense ja, se klere ook ons begin skep. Denk dan aan klere en netjies en op die dag, maar dan die in skrifklas. Dat is ook wel 'n kerkras waar hulle beskryf op skrifklas. Dit laat my terugdink aan die ellenlange tyd op hoe dit aan kerkras was. Geen kerkras nie. En daai jare het 12 of selfs later regulasie te kom. Eerstens is die eeuwige zielen van die vorige vervaring letterlijk groot gelees. Daai natuurlijk nog ja. Het is toe die staat in de vervaring, toe die strijbouwers die dingen staan op dat voorbeeld, want wij staan op de strijd. En dan het wel ek opinies gehad oor die korrektheid van daai motief. Voordat dit goedgekeur kon word, na 'n lang motorpad, en al die landmaats die gekeur word, hulle meen die motief. En die antwoord, die eindelijk maar niks gesê oor kerkplaatsie. Kan jy glo dat kerkplaatsie van die algemene kerkgebouw in 4 jaar letterlik 3 weke lank was. Ons eerste jaarvergadering, algemene jaarvergadering met die oppositie in 1998 het ons 3 dae gegaan. Dis 'n boodskap wat ons gegaan. Dit was die purpose van die Keniaanse hier. Dezelfde tyd vergadering om die volgende service by te dus de ontspannende afkennende kinderen aan de gang met al die functies van voor ons te kijken. En voor die eerste vraag van de hoofd. En grootste van people out possible. Probably only gather up to this. Die eenheidsfeer was amper onskatbaar. En dan kan weer naar mij ook tijd weer hier rond te want dan heb ik ook hier dat krijg je vreemd dat voor de jaar allemaal meteen. Dus lekker zitten rond kijk hoe lijkt je aan de vrouwen aan nee zonder dat iemand je dat vrouwen ja allemaal zien je dat in de kerk waarom wat ongelukkig hoeft er in hele beroep het 'n buurvrou aan maar
As ek nou nie openlik kyk net sit en skree nie. En toe die eerste diep aangekondig word, het almal net gesê eenvoudig op teenoor aan geskryf en so op die wyse van sal hulle net sê dat jy lekker saam gestel. Kyk, hoe saam sit. Ja, die mos begin het om safari pakke te dra. En dit was ook moeilik geweest. Maar in die kerk was netjiese papiere daar steeds die voorregte manier van aantrek. Vrouens het begin om hang op die grond hierdie rokke te dra. Op ander baie korte rokkies met boots. Kerklede, maar dan kom die naam was nog effens meer ingetoe gewees. En dan was daar vir jou lang en skewe kyker as vrouens met daardie anders outfits in die kerk gedaan. Maar dit is voor stadig aanbevelen om in jullie diensten te veranderen. Volgende veranderen. Dit is absoluut duidelijk van makkelijker en meer gespannen atmosfeer begin je te en voor uitvinden van tekenen opspelen. De krachten van melding voelen. Hij moet hier aan en dat allemaal wel aan het dit wordt weer naar de schijf gebracht. Dit was en die kerk die was die van toestand. Dus inspreking uitgezet om hierdie splinter te veranderen en die taaksomstandigheden onder die te krijgen. Eigenlijk goede redenaar verander geduld en leiding in gedaan. In zo'n woord voor uitvoering maar de predikant stond op de priesttoegang geweest. In plaats van Jenda, Tieler en Tika. Dit word sukkel om die tieners by die jeugbooreenkomste te kry. Want hulle speel konstant liewe rekenaarspeletjies en boer van lig af tot donker op hulle selfoon. Onthou julle, oor jare en jeugboorde, eerlik by die kerk bymekaar gekom vir jeugbooreenkomste by families. Om speletjies onder. Ja, en skielik begin jy staan in die sien. Jy staan in die kerk. Die skrifmaar skryf in die leer, dit word getik deur die sekretarise. Dit word geprotesteer en in die kerk raak so oppies in die konsistorie geplaas. Dan moet die kerk laat, hier is voor die vervaardiging. Dan word het net die vervaardiging. Die beslist hoe jy dit is. En ek glo, die altyd so laat vir iemand volgens skoon die ouder is na die groot nie gemakkelijk die beheer. Maar volgens ons is die kerk dit een goede stap. En sê dit nooit iets meer is, dit is ontzettend so. Ja, nee. En so verander die wêreld onnodig. Mense gee die reg by. Hulle moet hou. En deze taal op hulle gekoop. En so vir die ander kerk ook. Gelukkig. En soms so vir hulle ons nie afgekom. Met mense dran reg pakke klere en vir meer loop ek af. Soms word dit ons verander
Ja, kan sê, ouer dinge. Sê nou wat hulle gesê het, en die gemeente, in plaas van die ouderling en die dae. En so in baie gebruike en voorbeeld is en sterk staal, wat seker geleid. Predikante dra nie eens Sondag aan. Soms staan hulle onder in die liturgiese ruimte om daar te preek. Baie gemeentes het nog geformeerde orgel, maar baie het die band. Hulle moet dit musiekspan en voorstanders wat die saamlewing kan. Die jagers hoef nie meer word van huis te loop te volunteer nie. Die gemeentelede betaal sommer hulle bydraes digitaal in die kerk se bankrekening in. Afkondigings is nie meer op papiertjie nie. Dit word nog met 'n WhatsApp gestuur. Die jagers begin 'n groter rol in gemeentes te speel deur middel van die barmhartigheidsdienste. 'n wonderlike besluit om die algemene die jagsvergadering tot stand te bring. Barmhartigheid, armoedeverligting, hantering van verskeie soorte verslawings, die bejaardesorg en vele ander belangrike dienste begin die werk van die diaken word. Vir baie jare word die diaken se poësiums, opleidingsgeleenthede en deesdae webinare aangebied en vandag groot en noodsaaklike dienste en ander aksies plaas om die noodsituasie in die kerk te hanteer. Om sulke dienste te lewer word deel van die kerk die diakens te werk. Daar was 'n nuwe tegnologie gewoond gewees. En voor gou die inperking. Ons kerk besluit baie lank. Maar ons het besluit van weer COVID. Stroomdienste vanaf kerk aan elke huishouding. Waar dit aan elke huishouding gestuur word, word absoluut algemene verskynsel. Loopbestyd Afrikaners wat in die buiteland bly, wat in Suid-Afrika in stede bly, begin inskakel op gemeentes stroomdienste. Baie gemeentelede begin sommer op hierdie dienste inskakel stonde volgende Sondag kerkdienste. Zoom en Teams-vergaderings word alledaags gebruik, niemand ry meer nie. En so begin ons die woord van God talle nuwe maniere versprei na al die uithoeke van die wêreld. Selfs van barmhartigheid, en dit maak 'n groot verandering. En daar's ook van die oude hieroor armoede verligting en wat ons moet doen. Begin daar praktiese gebeure plaasvind en geleenthede word bewus gemaak van wat in die wêreld aan die gang is. Andries, onthou nog daai een herinnerings jagsvergadering waar ons op 'n baie innoverende wyse mense blootgestel het aan die ontberings van die kantlyn mense. Dis ons ervaringsdeur wat verder ons geleer het. Ja, maar daai was so baie intens geweest. Die avonds en hy spreek en predikante het ons geblind, ons het hulle arms vasgemaak, hulle bene vasgemaak. Van al die ete. En dan het ons gesê, van eet. Die doel was om hulle te leer en bewus te maak van ander mense se lewens, wat nie altyd so maklik is. Wat wil jy daai keer daarby ek het by meerdere geleenthede gesien waarvan hierdie afgeklaarde is na huisvergadering skryf
students hierdie naweek gedoen het. Hierdie ervaring gedoen van beskikking op die André, dink jy wat met die 6de of 7de ADV wat afgekondig is sonder waarskuwing een middagete moes opoffer om te belewer baie mense daagliks beleef. En onthou julle hoe ons prakke mos een keer by die hek van Waarpad Rand gemeente bestaan nie en 'n boemelaar voorgestel het. Nooit was gestop. Ons besef nie dat die een enkele persoon op 'n afgevaardigde wil hom gestop het of op die die verstommenis en die verbasing was groot. Toe hy later met sakke as om begin toespreek het. Met sakke as kleer om te spreek het. Ja, jy moet baie kreatiewe wyse is mense blootgestel aan die swaar kry van ander. 'n Gemeente by geleentheid is 'n baie koue winter. Al die gemeentelede gevra om koud kerk toe te kom. Hulle het daardie dag beleef gevoel om sonder skoene te wees in ijskoue weer. Daar's 'n gemeente wat stopgeleenthede vir die hamerlose by die kerk reël. Daar's gemeentes byvoorbeeld 'n broodbak vir armoede verligting dryf. En dis slegs 'n paar van die kreatiewe aksies wat gemeentes aanbied. Met die stigting van die ADV in die 98 was dit maatskaplike dienste nog bekend gewees as die Ondersteuningsraad. In 2016 verander die naam na Raad van Maatskaplike Dienste. En hulle werksaam word baie as die kerk. 'n ander wonderlike ervaring, verandering wat groot vreugde gebring het, was die naam Wees. Soos ons hulle destyds genoem het, verander na die kinderreis van die NAK. Daar het ons daar in die dorp wat gegraaf het die bus voor die kerk stilgehou en daar staan groot op die bus. Die weeshuis. Maar die kinders was bly in die naam verander het. Die kinderreis het ook later verander na die diakonale pleegsorg wat in 1996 ontwikkel is, waar 6 kinders deur 'n ouer pa, soos in 'n normale huis gesorg word. Eerder goed, wat verander het, wat ek baie gedien, is die ou Psalm en Sameboek, wat dit boek geword het. Met pragtige nuwe woorde en wysheid. Dit maak mense lewe soveel makliker. As jy dan op die volkliedere, vlamliedere, het om as kerkmusiek en die erediens te kan sing. Of van ek dat ek baie hou, dat ek die vertaling van die Bybel, as ek net die 83 verskyn het. Maar wat julle hou, die Bybel vertoon is vir eendstellers. Ja, ek dink later die Bybel vir almal gevul. Dit is heel skole verander, ons werk van werk verander. Nou van die huis af. Letterlik alles in die wêreld verander. Ja, Bybel en die liedboeke verander ook. Dit verander in woorde. Verander altyd Verander lewens is onafwendbaar. Verander in die hervorming kerk
deel van ons lewe. Baie dit was ongelooflik hartseer en soms kwaad. En baie keer diep teleurgestel oor die verandering wat plaasvind en wat aan die gebeur is. Aan die ander kant is daar baie lidmate wat die kan opgewek nie juist. Wonderlike verandering wat in ons kerk besig is om te gebeur. Wat baie belangrik is, ons almal om te onthou, is dat ons kerk se grootste doel is om die verlossingsboodskap van God te verkondig. Wat en hoe ons aantrek, nou nie die regte saak nie. Hoe ons styl van prediking en sang verander het, maak ook nie meer saak nie. Strukture verander voortdurend. Ons diakonaat het ook al baie verander. Eers was dit die algemene diakonale raad of die ADM. Later is dit verander na die algemene diakonse vergadering of die ADV. En nou gaan die diakens deel word van die algemene kerkvergadering. Ons het 'n stadium bereik waar ons moet besef, ons opdrag bly dieselfde. En dit maak nie saak hoe die woord van God verkondig word. Al wat saak maak, is dat ons die woord van God verkondig. Dit maak nie saak hoe ons kerk wêreld verander nie. En dit gaan verseker nog baie verander. Maar ons moet onthou, ons vertroue in God die Vader, ons redding in Jesus Christus en ons gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Dit moet altyd dieselfde bly. Broers en susters, ons groot opdrag is, gaan na al die mense, maak hulle my disippels, doop hulle en leer hulle. Luister, onthou en gehoorsaam, saam met ons kerk, hierdie groot opdrag. Ek wil net die geleentheid gebruik om vir die span wat hier staan, ons die boodskap so op 'n ander manier om oordraai van of 'n ander manier ons kerke, of 'n ander manier ons lyk as ons kerke, lyk die opdrag met dieselfde. Almien vir jou en jou span, baie dankie vir al julle opoffering, die ouens wat so ver gekry het, al die oefening, baie dankie vir julle almal. Dit was reg, dit was nogal iets om te beleef. Baie dankie vir al julle insette. Dat is hier net so 'n klein bytjie van waardering. Ek asseblief nie, ek gaan nou nie weer vir elke keer nog so julle agter by die praat van. Baie dankie. Ek wil dan nou 'n bietjie geleentheid gee om te dankie. Baie dankie van Boekal. Die stomme van die Titel of die Via, die eerste af die Caritas. Baie dankie die vraag gewees het,
Voor ons de volgende 3 jaar, dat we weer gaan. Dus dat is ons kijken de alsjeblieft. Als ik was een vader gezien, waar ik aan die van voordat ik van de kwaad heb. Hier was van zien wat ik heb. Ja, ik was een was een dag. Bij de nog steeds ik word. Ons ja, over wat er is. Ja, ik heb dat niet voor all of the anything on the floor here, the sun, was working. Well, we must know. Awesome. Nou, die heren, toen ik heel veel herinner aan hoor, toen ik het had, dan ook morgen ons 8 uur, morgen met die verschillende sessies van die Caritas en voorzien. Die koffie begin, en dan van ons gaan het nog een beetje saam. En hier opdeel in groepe. Dit is zo verder. Oké. Toen morgen met ons wat verwacht, nog actief vir koffie. En ik zal wat we dan verdeel, en dan nog die dag, en dan vanaf weer van. Bye dan. Zie maar op. Dankjewel. Ja,